Gehoorsaamheid is die teken van my liefde, die bewys dat ek glo in wat hy sê. As ek werklik soek na die koninkryk van Jesus, sal ek elke dag voldoen dit wat hy sê. Ja, gehoorsaamheid is die teken van my liefde, die bewys dat ek glo in wat hy sê. As ek werklik soek na die koninkryk van Jesus, sal ek elke dag voldoen dit wat hy sê. Sal ek elke dag voldoen dit wat hy sê. Dis so 'n heerlike voorreg om vanoggend weer saam met jou te kuier in ons reis deur die boek van Matteus. Ons begin vandag met 'n splinter nuwe hoofstuk 18. Nou vandag se onderwerp en tema is 'n baie belangrike vraag wat vir Jesus gevra word en Jesus antwoord dit op 'n skitterende manier. Dit is so kosbaar. Die vraag is, wie is werklik groot in die koninkryk van die hemele? Ek en jy wil dit ook weet. Jesus se koninkryk werk so bietjie anders, eintlik heeltemal anders as die wêreld se koninkryk. Die wêreld sê, word groot deur jouself te promoveer en te bewys, soveel as moontlik likes en kykie te kry, wees die beste weergawe van jou eie ek, volg jou eie hart en wees net lief vir jouself. Maar Jesus sê, word groot deur jouself te verneder. Volg my, sê Jesus, en sy woord leer ons om nie op ons eie insig staat te maak nie, maar om hom onverskrokke te vertrou in elke tree, in alles wat ek en jy doen. Jesus leer ons nie om die eie ek lief te hê, soos die wêreld nie, maar eerder dat ons die eie ek, die ou mens, sal kruisig elke dag op ons pad na heiligmaking. In Matteus 18 roep Jesus 'n klein kindjie nader nadat 'n vraag vir hom gevra is oor wie die grootste in die koninkryk is. Die disippels wou weet, wie is nou eintlik die mense wat saak maak in sy koninkryk? Hulle het waarskynlik gedink aan mag en status en posisie, of selfs mense moet aansien of hoë geestelike waarde, maar Jesus plaas 'n weerlose kind tussen hulle en hou 'n kind op die voorgrond en sê, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit die koninkryk van die hemele ingaan nie. Nou 'n kind is broos en leef in totale afhanklikheid. 'n Kind vertrou sy vader en moeder sonder voorwaardes en gehoorsaam sonder om vrae te vra. 'n Kind probeer nie op sy eie insig staat maak nie. Hy probeer nie sy eie eer soek nie, maar hy vertrou sy pappa en mamma onvoorwaardelik. Dit is presies die hart waarna God soek in jou en my. Dis die hart waarvan Jesus praat hier in Matteus 18. En dit sluit so perfek aan by Jesus se woorde in Matteus 5 vers 3, wat sê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die
koninkryk van die hemele. Daar's daai woord weer, né? Wie is die grootste in die koninkryk van die hemele? Aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Hulle wat broos is, arm is van self. Om arm te wees van gees beteken nie om arm te wees geestelik nie. Dit beteken om arm te wees van die me, myself and I. Om arm te wees van my eie ek, my eie idees, my eie insig, my eie planne. En dan te besef, Here, sonder U het ek niks. Sonder U is ek niks. Ek kan myself nie red nie. Ek het U genade, U wysheid en U Heilige Gees desperaat elke dag in my lewe nodig. Die trotse mens vertrou op homself, maak staat op sy eie insig. Die nederige mens vertrou op God. Maar Jesus gaan nog verder in Matteus 5 vers 19 sê hy sê dat die een wat God se gebooie doen en ander so leer om dit te doen, groot genoem word, groot genoem sal word in die koninkryk van die hemele. Daar's daai woorde weer, die koninkryk van die hemele. Met ander woorde, ware nederigheid, selfloosheid, lei altyd tot gehoorsaamheid. 'n nederige hart sê, Here, ek glo in U. 'n nederige hart sê ook, Here, ek wil U woord doen en U gebooie gehoorsaam. Daar is dus 3 kenmerke van iemand wat groot is in God se koninkryk. Hier volgens Jesus se woorde. Eerstens, hy word soos 'n kind, afhanklik, leerbaar en nederig. Tweedens, hy is arm van geesdrif, van die eie ek. Hy weet waar sy krag vandaan kom, elke dag. Hy weet om uit God se genade te leef. Derdens, sy gehoorsaam aan God se woord en leer en leef dit voor ander uit. Die wêreld bewonder mense wat hulle self verhoog met baie status. Maar God verhoog diegene wat hulle self voor hom verneder. Mag ons elke dag hierdie gebed bid. Here, maak my soos 'n kind. Neem my trots weg, my eie ek, my selfvoldaanheid. Gee my 'n afhanklike hart, 'n gehoorsame lewe en 'n liefde vir U woord en U gebooie. Want ek wil nie net eendag in die koninkryk wees nie. Ek wil nou al reeds soos 'n burger van U koninkryk elke dag lewe. Amen. Wie my woorde soek soos 'n diep verbore skat, wie my weer vind en vashou teen sy hart, wie sy lewe gee om opreg te soek na waarheid, dis aan hom wat ek myself sal openbaar. Want gehoorsaamheid is die teken van my liefde, die bewys dat jy glo in wat ek sê. As jy werklik soek na die koninkryk van Jesus, sal jy elke dag wil doen het wat hy sê. Sal jy elke dag wil doen het wat hy sê. Want die Vader soek na mense wat hul eie hart verlaat en sy oë
deurkruis die hele aarde, om dan diep en ondoorgrondelike dinge oop te breek aan die een wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Want gehoorsaamheid is die teken van my liefde, die bewys dat jy glo in wat hy sê. As jy werklik soek na die koninkryk van Jesus, sal jy elke dag wil doen dit wat hy sê. Sal jy elke dag wil doen dit wat hy sê. Sal jy elke dag wil doen dit wat hy sê. Want gehoorsaamheid is die teken van my liefde, die bewys dat ek glo in wat hy sê. As ek werklik glo in die koninkryk van Jesus, sal ek elke dag wil doen dit wat hy sê. Sal ek elke dag wil doen dit wat hy sê. Sal ek elke dag wil doen dit wat hy sê.